Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Baie welkom by nog 'n aflewering van 'n sak vol stories. Of dit nou jou eerste keer is en of jy een van ons gereelde luisteraars is, ek is seker jy gaan vandag se storie sommer baie geniet. Dit gaan oor 'n dorpie in Duitsland, 'n dorpie met die naam Bremen. Maar al die aksie in die storie speel af voordat ons helde in Bremen opdaag. So, sonder om verder te wag, hier gaan ons met vandag se storie. Die musikante van Bremen. Eens op 'n tyd was daar 'n man met 'n donkie wat hom vir baie jare getrou gedien het. Maar die donkie was baie oud en kon nie meer baie hard werk nie. Sy baas het toe gesê: "Hoeveel kan ek vir hierdie donkie kry?" Die donkie, wat besef het dat daar moeilikheid op pad was, het koers gekies en die pad gevat na 'n stad met die naam Bremen. Daar, het hy gedink, kan ek 'n stadsmusikant word. Nadat hy 'n entjie gehardloop het, het hy 'n hond langs die kant van die pad sien lê, al gapende, soos iemand wat baie moeg is. "Waarom gaap jy so, ou groote?" vra die donkie. "Ag," antwoord die hond, "omdat ek elke dag ouer en swakker word. Ek kan nie meer my baas met die jag help nie. Hy het so kwaad geword dat ek weggeloop het en nou weet ek nie hoe om my brood te verdien nie." "Weet jy wat?" sê die donkie. "Ek is op pad na Bremen om 'n stadsmusikant te word. Miskien kan jy saam met my kom en help met my musiek. Ek sal die gitaar speel en jy kan die tromme speel." Die hond was tevrede en hulle het saam in die pad geval. Sommer gou het hulle by 'n kat gekom wat in die middel van die paadjie gesit het met 'n hartseer en somber gesig. "Nou toe nou, ou katjie, wat is fout?" vra die donkie. "Hoe kan 'n mens gelukkig wees as jy so oud en afgeleef is soos ek?" antwoord die kat. "Omdat ek ouer word en my tande stomp geword het en omdat ek liewer by die vuur wil sit en slaap as om agter muise aan te hardloop, wou my baas van my ontsla raak. Daarom het ek weggeloop. Nou weet ek nie wat om te doen nie." "Kom saam met ons na Bremen toe. Jy verstaan die musiek van die nag, so jy kan ook 'n stadsmusikant wees." Die kat het ingestem en saam met hulle gegaan. Die 3 swerwers het kort daarna verby 'n plaaswerf gestap, waar 'n haan op die skuur se deur sit en uit volle bors kraai. "Jy kraai so hard as wat jy kan," sê die donkie. "Waarvoor doen jy dit?" "Die boer dink ek is te oud om te kraai," sê die haan. "En hierdie Sondag kom daar deftige gaste vir ete en sy vrou het geen genade nie, so sy het vir die kok gesê om my in sop te verander. En vanaand sal my kop afgekap word. Nou kraai ek so hard as wat ek kan, solank dit nog moontlik is." "Weet jy wat, my liewe geveerde vriend?" antwoord die donkie. "Kom jy liewer saam met ons? Ons is op pad na Bremen om iets beter as die dood te vind. Jy het 'n goeie stem en as ons saam musiek maak, sal dit wonderlik klink." Die haan het met hierdie plan saamgestem en so het al 4 saam verder gereis. Maar Bremen was meer as 'n dag ver en in die aand het hulle by 'n woud gekom waar hulle beplan het om te slaap. Die donkie en die hond het onder 'n groot boom gaan lê terwyl die kat en die haan in die takke geklim het. Die haan het reg tot bo gevlieg waar hy die veiligste was. Voordat hy gaan slaap het hy in alle rigtings rondgekyk en 'n liggie in die verte gesien.
Hy het sy vriende geroep en gesê, Ons is nie ver van 'n huis af nie. die donkie het gesê, as dit waar is, kan ons maar opstaan en daar gaan loer, want die veiding hier is baie swak. En die hond het bygevoeg, ja, inderdaad, 'n paar bene met 'n bietjie vleis op sou baie welkom wees. Dadelik het hulle na die plek gehaas waar die liggie geskyn het. Dit het al hoe helderder geword totdat hulle by 'n helder verligte huis aangekom het. Maar dit was nie 'n gewone huis nie. Dit was 'n rowershuisie. Die donkie, wat die grootste was, het na die venster geloop en ingeloer. Wat sien jy, donkie? Vra die haan. Wat sien ek? Antwoord die donkie. 'n Tafel wat gedek is met heerlike vleis, groente, vrugte en drankies, met rowers wat rondom sit en hulle self trommeldik eet. Dis net die regte ding vir ons, sê die haan. Ja, ek wens ons was daar, antwoord die donkie. Die diere het toe beraadslaag hoe hulle die rowers kon verjaag en uiteindelik het hulle 'n plan beraam. Die donkie het sy voorpote op die vensterbank gesit. Die hond het op sy rug geklim. Die kat het op die hond geklim en uiteindelik het die haan tot bo op die kat se kop gevlieg. Toe dit gedoen was, het hulle begin om hulle musiek op te voer. Die donkie het gebalk, die hond het geblaf, die kat het gemel, die haan het gekraai. Hulle het so 'n aardige en harde lawaai gemaak dat die ruitte van die venster gebewe het. Die rowers, wat doodbang was vir die onnatuurlike geluide, het met 'n groot skrik opgespring. Hulle was vas oortuig dat bose geeste gekom het om hulle te kom treiter en het die woud ingevlug. Die 4 diere het dadelik by die tafel gaan sit en vinnig alles opgeëet wat oorgebly het. Toe hulle klaar was, het hulle die kers doodgeblaas en elkeen 'n slaapplek gesoek. Die donkie het in die strooi gaan lê, die hond agter die deur, die kat voor die kaggel naby die warm as en die haan het op 'n dwarsbalk in die kamer gaan sit. Moeg van die lang staptog het hulle gou aan die slaap geraak. Om middernag het die rowers van hulle wegkruipplek af teruggekom, gesien dat daar geen lig in die huis brand nie en dat alles stil was. Toe stuur die leier een van sy bendelede om te gaan verken. Die verkenner het die deur versigtig oopgestoot en het na die kombuis gegaan om 'n kers aan te steek. Maar daar het hy die blink vuurrooi oë van die kat vir gloeiende kole aangesien en 'n vuurhoutjie daarteen gehou in die verwagting dat dit sou brand. Maar die kat het in sy gesig gespring, geblaas en gekrap, wat hom so laat skrik het dat hy na die agterdeur gehardloop het. Die hond wat daar gelê het, het egter opgespring en sy bene gebyt. Toe hy mank na die strooi loop waar die donkie uitgestrek lê, het die donkie hom 'n kragtige skop met sy agterpoot gegee. Dit was nie al nie, want die haan het wakker geword van die geraas, met sy vlerke geklap en van die balk afgeskree. Die rower het so vinnig as wat hy kon na sy kaptein teruggehardloop en gesê: Ag my baas, daar is 'n aaklige heks in die huis wat op my gespoeg en my gesig met haar lang naels gekrap het. En voor die deur staan 'n man met 'n mes wat na my been gekap het.
En in die werf lê 'n swart monster wat my met 'n groot houtknippel geslaan het. En boonop sit daar 'n bose gees op die dak wat uitgeroep het: "Slaan hom nog toe! Slaan hom nog toe!" Daarom het ek so vinnig as moontlik weggehardloop. Hierna het die rowers dit nooit weer gewaag om naby hulle huis te kom nie. En die 4 musikantvriende, hulle het baie goed gevaar met hulle unieke musiek en het heerlik in die dorp Bremen gaan speel. En weet jy wat? Hulle is vandag nog steeds daar. 'n Paar woorde wat ons vandag gehoor het was somber. Die kat het 'n somber gesig. Dit beteken maar basies 'n hartseer gesiggie met geen teken van 'n glimlag iewers te bespeur nie. Die kat het ingestem. As jy instem tot iets, beteken dit jy besluit om dit saam met mense te doen. Weiding. Die weiding hier is baie swak. Weiding is die gras en kos wat daar is om te eet vir diere wat in die veld wei. En dan 'n laaste woord, beraadslaag. Die diere het saam beraadslaag. Nou beraadslaag is as jy 'n vergadering en 'n bespreking hou oor iets en besluit wat die beste raad is om iets te hanteer. Daar sê, dankie dat jy saam geluister het na vandag se storie. Vra gerus vir iemand om vir jou op die internet te gaan soek na die standbeeld van die musikante van Bremen wat daar tot vandag toe nog in die stad staan. Tot volgende keer, onthou om te like, onthou om te deel en onthou om volgende week in te skakel vir nog 'n storie uit ons sak vol stories. Arrivari!